Ons gesels oor vervulling en vandag se tema is getroue volharding. Ek weet nie of jy ook al 'n afrigter gehad het wat vir jou soms soos 'n tiran gevoel het in daardie moment waarmee jy besig is nie. Wanneer jy dink jy kan nie meer nie, jy dink jy het nie meer energie nie, dan laat die persoon jou sowaar nog 'n oefening doen. In daardie oomblik voel dit glad nie asof 'n mens enigsins vervulling beleef nie. Inteendeel, dit voel vir jou eerder as om net die handdoek in te gooi en te loop en op te hou. Dis egter wanneer die wedloop op sy intensste is, wanneer die wedstryd op die breukpunt van wen of verloor is, of die moment van ons lewe tussen klaarmaak met waarmee jy besig is of wegstap daarvan af, dat dit blyk dat hierdie ekstra tugtiging of uitdaging jou gaan laat slaag. En dis met hierdie tipe verstaan van swaar kry en gedagte wat ek Hebreërs 12 vers 11 lees. Geen tugtiging lyk op die oomblik self aangenaam nie, maar pynlik. Later lewer dit egter vir die wat daardeur geoefen is die vreugdevolle vrug van geregtigheid. Nou getroue volharding met die regte dinge en gewoontes en waardes, dit lei tot vervulling, want dit vorm ons karakter, dit help ons om al hoe meer God se doel in ons lewe en vir ons lewe uit te leef. Dis wanneer ons met geloof en getroue volharding deurdruk, wanneer die moeilikhede kom, dat ons daai diep gevoel van betekenis vind, dat ons vreugde ervaar, selfs al voel dit vir ons moeilik, dat ons innerlike vrede beleef, dat ons groei, toon en groei doen. Dis die ervaring alles van vervulling. Dis goed om weer te let op wat Angela Duckworth sogenaamd grit noem. Dis daai tipe volharding wat 'n kombinasie is van passie en deursettingsvermoë vir langtermyn doelwitte. En hierdie grit, hierdie slaagding, ten spyte van alles, dit gee vir ons vervulling. So moenie vir uitdagings terugdeins nie, want as jy getrou volhard, so sê die Bybel ook, beleef jy vervulling. Moenie vir moeilikhede bang bly nie, of bang word nie, want as jy getrou volhard, beleef jy vervulling. Moenie die onsekerheid in jou lewe jou laat oorneem nie, want as jy getrou volhard, beleef jy vervulling. Dalk is daar vandag iets wat jy al lankal bly uitstel, of lus is om uit te stel, of nou net doodgewoon die handdoek voor in te gooi. En dan vra jy vir jouself hierdie vraag, as ek hieroor nadink en dit bly doen vir net nog 'n rukkie, gaan ek vervulling beleef? Hoe belangrik is dit vir my om vervulling te beleef? Ek let nogal op Jesus se voorbeeld. Jesus het aanhou volhard en nie opgehou totdat hy aan die kruis gesê het, dit is volbring. Met ander woorde, dit is vervul nie. Leef in vervulling, leef geïnspireerd.